Besighede het inligting nodig om hul beplanning, bedrywighede en evaluering van aktiwiteite te lei. Hierdie inligting hou verband met alles binne die besigheid, soos produkte, kliënte, prosedures of verkope. Besighede bied hierdie inligting aan verskeie belanghebbendes en potensiële beleggers. Daarom moet entrepreneurs dieselfde kan doen en hul inligting professioneel aanbied om hul besigheid se beeld te bevorder. 'n Besigheidsverslag is 'n belangrike kommunikasie-instrument wat gebruik word om besigheidsinligting te verskaf. Die belangrikheid van besigheidsverslae sluit in die verskaffing van 'n kritiese ontleiding van hoe die besigheid in die verskillende besigheidsfunksies presteer en begeleding van besluitneming deur bestuur. Aanbiedings is ook nuttige maniere om inligting te deel. Dit is die verskille tussen verbale en nie-verbale aanbiedings. Verbale aanbiedings gebruik 'n aanbieder om 'n boodskap aan die gehoor oor te dra, soos mondelinge aanbiedings. Nie-verbale aanbiedings gebruik geskrewe woorde om 'n boodskap aan die gehoor oor te dra, soos besigheidsverslae en vraelyste. Die skryf van effektiewe besigheidsverslae is 'n belangrike vaardigheid om idees in die besigheidsomgewing te kommunikeer. Hulle word dikwels versoek wanneer besluite geneem moet word om spesifieke kwessies aan te spreek. Gebruik hierdie riglyne om effektiewe besigheidsverslae te skryf. Fokus op die doelwit. Ken die teikengehoor. Skryf deur kort sinne 'n eenvoudige verstaanbare taal te gebruik. Visuele hulpmiddels is aanvullende materiaal wat verbale aanbiedings ondersteun. Hulle word gebruik bykomend tot die gesproke of geskrewe inligting, voeg konteks by die aanbiedings en maak aanbiedings interessanter. Verskillende tipes visuele hulpmiddels sluit in tabelle, waar inligting in rye en kolomme georganiseer is. Hulle word gebruik om data te vergelyk en te kontrasteer. Grafieke word gebruik om data grafies te vertoon. Voorbeelde sluit in staafgrafieke, wat gebruik word om data in verskillende kategorieë te vergelyk deur reghoekige strawwe te gebruik. Lyngrafieke wat gebruik word om veranderinge oor gespesifiseerde periodes te vergelyk deur punte en lyne te gebruik wat 'n verwantskap tussen die punte weerspieël. Sirkeldiagramme wat gebruik word om die verwantskap tussen dele of persentasies van 'n geheel te wys deur die data in segmente in 'n sirkel te verdeel. Diagramme of vloeidiagramme wat gebruik word om stadiums in 'n proses te vertoon en hoe elke stadium ander besluite of aksies beïnvloed. Illustrasies is beelde wat teks verduidelik. Hulle kan handelsmerke boodskappe verbeter en help om kliënte te ooreed, in te lig en te beïnvloed. Die belangrikheid van visuele hulpmiddels sluit in maak data makliker verstaanbaar en help om punte meer effektief te illustreer. Hulle is ook effektief om boodskappe oor te dra en die belangstelling van die gehoor vas te vang. Kom ons kyk na 'n paar voordele en nadele van visuele hulpmiddels. 'n Voordeel is dat hulle komplekse inligting en data kan vereenvoudig. Dit help besighede om tendense makliker te identifiseer en voorspellings of ingeligte besluite te maak. 'n Nadeel is dat te veel diagramme en grafieke verwarrend of afleidend kan wees. Inligting kan ook maklik gemanipuleer word, wat tot valse interpretasies kan lei. Die volgende faktore moet in ag geneem word by die ontwerp van verbale aanbiedings. Vang die doel van die aanbieding vas in die openingsverklaring. Vergewis jouself van die inhoud van die aanbieding en oefen om 'n selfversekerde aanbieding te verseker. Die ontwerp van aanbiedings is instrumenteel om inligting te verbeter en die begrip van die boodskap te vermaklik. Sommige faktore wat in ag geneem moet word wanneer aanbiedings ontwerp word, sluit in: gebruik leesbare lettertipes en lettergroottes en kies geskikte agtergronde wat nie die aandag van die inhoud aftrek nie. Sommige audiovisuele hulpmiddels kan die boodskap meer effektief aanbied deur 'n beroep op 'n gehoor se sintuie te maak.
Dataprojektors laat 'n groot gehoor toe om gedataljeerde inligting te sien. Interaktiewe witborde of slimborde laat mense toe om saam te werk, om aantekeninge te neem of inhoud aan te teken. Videokonferensies maak van aangesig tot aangesig kommunikasie met mense in verskillende geografiese liggings moontlik. Video's beklemtoon idees deur sig en klank en vang 'n gehoor se aandag.